Goeiemôre weer eens, wat 'n wonderlike oggend vanoggend. Die sonnetjie skyn en die Here het vir ons nog 'n dag bygevoeg en het vir ons nog 'n nuwe asem teëgegee. Prys die Here daarvoor. Het julle 'n wonderlike nagrus gehad? Mense, vandag wil ek vir jou sê, wie wat? Elke mens het 'n seisoen in sy lewe. So beweeg hierdie seisoene, maar 'n seisoen is net 'n bepaalde tyd. En Prediker 3 vers 1 sê vir ons mooi, hy sê alles het sy bepaalde uur. Vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Is dit nie 'n awesome skrif nie? Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Elke situasie wat jy deurgaan in jou lewe, elke pad wat jy stap, is 'n tydelike pad. Dit is net vir 'n tydelike seisoen. Maar jy gaan ongelukkig daardie duur van daardie seisoen gaan jy self bepaal. En ek wil vandag jou bemoedig, my boetie en my sussie. Jy weet, Filippense 4:4 sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly. Hoe meer jy en hoe nader jy aan Jesus kom, hoe meer jy opgewonde raak in Jesus, hoe meer jy in sy teenwoordigheid inbeweeg, wil ek vandag vir jou sê, jou bepaalde tyd, jou bepaalde uur het gekom, sodat hierdie seisoen van jou moet aanskuif. Maar pastoor, ek is so moeg en ek is wie wat my boeta, my sissa, die Here gaan nooit vir jou iets gee om deur te gaan, as hy het nie self kon gedoen het nie, as hy weet, hy is nie daar vir jou nie, en hy het jou nog nooit in die steek gelaat nie. Hy het nog altyd jou opgetel, daar waar jy gedink het jy gaan val, en net voor jy val, het hy altyd sy hand uitgesteek, en soos wat hy vir Lazarus gesê het, Lazarus kom uit, het hy vandag vir my en jou gesê, kom uit, staan op. Hy sê, want jou bepaalde uur het gekom, sodat jy kan uitskuif in 'n nuwe era, in 'n nuwe seisoen uit. Die ou seisoen het verbygeskuif. As ons gaan kyk in 2 Kronieke 7 vers 2, sê hy so mooi vir my en vir jou. En die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het juis van die Here het die huis van die Here vervul. Hoe kan as jy, soos ek nou gesê het, nader en nader aan die Here beweeg, as jy dink aan Filippense 4:4 wat net sê, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly, gaan in hy teenwoordigheid van Koning Jesus, en dan kom die Here sy heerlikheid, en hy vul jou. Kom ons sê, hy's binne in jou huis, hier waar ek in my huis sit, ek en Joey, en ons sit nou hier met hierdie dagstukkie van ons, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees kan jy voel, terwyl die musiek so in die agtergrond speel, want ons laat toe, dat die Gees van God teenwoordig is. So ek wil vandag vir jou nooi, jou bepaalde uur sê in Prediker 3 vers 1, jou bepaalde uur het gekom om uit te skuif uit hierdie seisoen uit, wat jy nie van hou nie, wat jy deur hel gegaan het, wat deur dinge gekom het wat jy nie weer wil hê nie. So ek wil vandag vir jou sê, my boeta, my sissa, laat God daai bepaalde uur vandag in jou lewe toepas. En wanneer daai uur gekom het en hy skuif het verby, dan sê hy, Here, laat u heerlikheid in hierdie huis van my inkom. Hierdie tempel van my, oorheers dit, Here. Laat hierdie heerlikheid, laat hierdie teenwoordigheid van u my gevul het. Want Vader, ek het u nodig. Abba Vader, ek kom vanoggend om vir u te sê, dankie, dankie, dankie. Dankie dat daar 'n bepaalde uur is, Here, dat u na my toe gekom het en vir my gesê, ek het jou goed gevind, ek het jou goed geag om jou aan te kan skuif uit hierdie seisoen uit. En wanneer ek jou uit hierdie seisoen uit vat, my kind, wil ek hê, moet jy inskuif in die heerlikheid, in die teenwoordigheid van my in. Ek wil hê, jy moet toelaat, my kind, laat jou huis, jou tempel gevul raak met my teenwoordigheid. Here, asseblief, gee vir ons 'n seisoen, Here, waar ons net in die teenwoordigheid in kan wandel, Here. Dankie, Here, dat ons self kan bepaal hoe lank hierdie seisoen is, maar Here, laat hierdie seisoen wat verby is, Here, en ons kyk nooit weer terug na dit, Here, maar ons weet, dit wat vir ons voorlê, Here, is in die teenwoordigheid van u, Abba Vader. Daarom wil ons vanoggend jubel, daarom wil ons vanoggend juig, Here, al soos hy koortjie sê, dan moet ek juig, my redder en my God, hoe groot is u, want niemand kan bepaal hoe groot u heerlikheid en u teenwoordigheid is, Here. Daarom nooi ek u in vandag, Here,
My boetie, my sussie, daar waar jy nou sit, jy's mismoedig, jy het nie meer lus nie, jy het nie meer krag nie, jy wil opgee, wil ek vandag vir jou sê, jou bepaalde uur het gekom, om uit hierdie seisoen uit te skuif, en jou bepaalde uur het gekom, sodat Jesus vir jou kan vat, en sy heerlikheid oor jou kan laat skyn, sy teenwoordigheid in jou en kan skyn. Laat hom nou toe, net daar waar jy sit, net daar waar jy sit. My boetie, my sussie, nooi hom vandag in jou lewe in jou tempel in. Sê, Here, kom oorheers hierdie lewe, hierdie tempel van my, met u heerlikheid, u teenwoordigheid. Want Here, wanneer dit in my lewe is daar nie plek vir enigiets anders nie. Mag julle 'n geseënde dag hê in die naam van Koning Jesus. Mag julle geseënd wees, mag julle in oorvloed ontvang uit die troonkamer van Koning Jesus. Lief julle baie, baie, baie. Amen, amen.